Jy bom nou die klank van die video. Ja, op die klankbom. Vandag laat ons die beskawing agter by Malteye en ons ry deur die Komma-streek na Solitaire. Leaving Malteye on the western side, you get a bridge crossing the Tsauchap River. After the bridge, you get a T-junction where you turn right. This road is known as the C14 and it runs from Goagep through Helmringhausen, Malteye, ending in Walvis Bay after going through Solitaire. Aqua splash water wat hulle sê van hulle sê dit kom van Uchu af, maar dit is van Nambro. Totally dissolved solids is 727, dis nog meer as die ander goeders. So is baie solids in. Maar ek sien niks dryf nie. Maar kom ons proe. Ja nee, dis water. Dis water, ja. So ongeveer 7 km uit Malteye kry ons toe 'n voertuig wat staan. En ek hou nie van om by mense verby te ry as hulle hulp nodig het nie. On these roads in Namibia, you always have a chance that you are the one going to be standing beside the road. So help when you can. Nadat ons die mense veilig in Malteye besorg het, was ons weer op pad Solitaire toe. Hierdie pad voor ons, wat links afdraai, gaan na die Harugas gasteplaas. Dit gaan ook oor die Harugas rivier, 2 keer. En dan later sluit dit aan by die D850, waarmee jy weer kan terugbeweeg na Malteye. We're not taking this turn off, we're still on the way to Solitaire on the C14. Solitaire is net wat dit sê, eensaam. Is 'n baie klein nedersetting in die Komma-streek, baie naby aan die Namib-Noucliff Nasionale Park. Solitaire basically features the only gasoline station, bakery, cafe, and the only general dealer between the dunes at Sossusvlei and the coast at Walvis Bay. Ons het nou omtrent so 60 km van Solitaire af. Hierdie is nou 'n oop stukkie, maar hier is verskriklik doringbos langs die pad. Van hierdie doringbosse, ek is nie seker of dit sekelbos is nie. Daar staan sulke plate, jy sal nie eens daar kan deurloop nie. Kyk, daar aan die ander kant kan mense dit nou sien. For many people, this is the authentic Namibian experience. Desert lodges, wild animals, game parks, bush camps. The Tsauchap River Lodge and the elegant Desert Lodge
are just some of the places that you can visit on this road, the D854. Hierdie pad, die D854, gaan ook na die Namib Noucliff Nasionale Park en dit gaan oor die Tsauga rivier. A bit further on you get a place with the name Bullsport. Now, it's very, very small and the spelling is questionable. Bullsport word op verskillende maniere gespel. Daar's ook 'n Bullsport en dit is 'n bekende area vir stap en perdry. 'n Mens sou dink dat ons nou hier eintlik deur die woestyn ry. Maar met hierdie doringbome, hierdie koppies en goed, dis kudu wêreld. Overall, we thought the road from Maltahier to Solitaire was not in too bad a condition. Kyk nou hier. Dis nou wat 'n mens in jou bande kry. Jy moet dit goed werk nie. Hierdie was die tweede papwiel in 2 dae nadat ek met die Pathfinder omtrent 5 jaar gehad het sonder enige papwiel. Luckily I bought a repair kit in Maltahier because the previous day the flat we had almost destroyed that tire. I'm sure many viewers would be able to tell me what I'm doing wrong here. Ek dink ons gaan nou so eers. Maar hoe gaan jy dit af? Ek het eers agterna gelees dat jy blykbaar nooit van hierdie goed met die plastiek handvatsels moet koop nie. Jy moet altyd sorg dat dit 'n metaal handvatsel is. Ek weet jy wil hom so los, moet ek hom heel deursteek. Trek hom heel deur. En dan trek hom uit. Hou nie ding af vas so ding. Hou wat vas. Trek nie ding af. Sal daai nou die ding vet. Of course, I also forgot to pack my compressor on this trip, and I had to buy a silly pump in Maltahier. But luckily, we did buy that pump. One eternity later. Just north of the Namib Noucliff Park, you get the Noucliff Mountain Zebra Park, and that is the home of Hartmann's mountain zebras. Here you can see the difference between a Burchell's zebra on the left and a Hartmann's
mountain zebra on the right. The mountain zebra does not have stripes on its belly. Die Noucliff Bergzebra Park met 'n totale area van bietjie meer as 4000 vierkante kilometer is 'n gepaste skuilplek vir die bergzebras. My oupa het altyd gesê, arbeid adel, maar adel arbeid nie. Dis natuurlik eers wanneer 'n mens baie groter en baie ouer is, dat 'n mens die waarde van hierdie gesegdes van die ou mense werklik besef. Ons gaan vir julle net nou 'n bietjie meer vertel oor solitaire wanneer ons daar kom. So bly jy maar ingeskakel en druk so lank like. Hierdie pad is heel wat beter as die pad wat ons die vorige dag gery het. Dit was 'n D-roete gewees en hierdie is 'n C-roete. Hulle sê die C-roetes is veronderstel om 'n bietjie beter as die D-roetes te wees en dan die B en die A-roetes is natuurlik nou weer beter as die C. When people from overseas think of Namibia, they normally think of one vast desert. But little do they realize what intricate network of roads and connections there are. Even the gravel roads. Iets wat vir my altyd wonderlik is om te ervaar, is om te dink dat hierdie plekke wat 'n mens besoek het, elkeen sy eie geskiedenis. Elkeen het 'n geskiedenis van 'n gesin of 'n familie of 'n groep mense wat daar gaan woon het en vir hulle tuiste wou skep. Solitaire was established in 1948 by Willem Christoffel van Coller. Little did he know in 1948 that less than 100 years in the future, there will even be a runway for small aeroplanes. Van Coller het 33,000 hektaar van die ou Suidwes administrasie gekoop, omdat hy karakoolskape wou boer. Previously, this area was known as Arep, situated between the Ababas region to the south and the Koirep region to the north, and it was undeveloped. The area was named Solitaire by Elsie Sophia van Coller. She was the wife of Willem van Coller. The name was chosen because of two meanings. Solitaire can mean a single set diamond, and solitaire can also mean solitude or loneliness. Combined, these two meanings create the definition of being unique or one of a kind and a precious but solitary place. Die eerste mensgemaakte struktuur wat hier op die Solitaire plaas gebou is, was 'n 2-vertrek huisie wat deur meneer van Coller gebou is. Hy het ook die hoofplaashuis gebou en 'n klipkraal en 'n damwal wat oor die rivier gaan. Later he was responsible for constructing the current shop and installing the first petrol pump. The shop acted as the regional post office. Because of the condition of the roads around here, there is one business that will always make money. Dit is nou een ding wat jy hier kan doen. This small town with its big heart is on many a visitor's bucket list. Die probleem met plekkies soos hierdie is as jy nog nie daar was nie, dan hoor jy altyd mense gesels daaroor en hulle vra vir jou, wanneer was jy daar gewees? En dan sê jy, nee, ek was nou nog nie daar nie.
Hierdie plekkie by Solitaire is amper 'n lewende museum. Vat nou byvoorbeeld hierdie petrolpomp. Dit is nie van Solitaire se area nie. Dit kom daar van Gobaba se wêreld af. If you like looking at old stuff, then this is the place for you. Een mens hoor oral van die famous apple pie van Solitaire. En hier is ons nou en ons kan nou seker nie gaan sonder om dit te probeer nie. This is the general dealer that was used as a regional post office. Every week there were post bags delivered and picked up. And this was a real lifesaver for some of the community, especially in the earlier years when postal services were basically all that they had. On this board you can see it really does not rain much in Solitaire. Hier in die winkel en die algemene handelaar kan 'n mens maar net so 'n paar snysterye koop vir die mense daar by die huis. Of as jy 'n toerist is, dan sal jy natuurlik iets groter wil koop om saam te pikkel op die vliegtuig. Peter is vol, Peter betaal. Wanneer ek hier by Solitaire rondloop, dan kry ek dieselfde gevoel as wat ek gekry het daar by Maatjiesfontein. Kyk gerus na ons Maatjiesfontein video's, daar's 2 van hulle. En dan kan jy sien wat die verhouding is tussen Solitaire en Maatjiesfontein. Dit was vir my nogal baie interessant geweest. Hierdie ou het my nogal baie herinner aan die Lerd van Maatjiesfontein. Interessant. Hardcore. Two. Never take one when you can take 2. That station in the middle there. One is fine. Is dit daai goedjies wat ek nou geproe het van die ding is? Wat se jam is daai? Van die Kersmark. Ja, what jam is this? Blueberry. Ja. Nee. En hulle het op Solitaire 'n vleispastytjie. Ons gaan hom probeer. The meat pie from Solitaire we are going to try in a different video, not in this specific one. Ek moet sê oor die algemeen die diens daar by Solitaire is baie goed. Die mense is gewoond aan toeriste en hulle verstaan dat toeriste hulle brood en botter is.
Onthou, moet nooit bang wees dat jy te veel kos gaan koop by hierdie plekke nie. Jy ondersteun 'n goeie saak, jy ondersteun hierdie mense se besigheid en daar is altyd ietsie oor vir môreoggend se breakfast. Die kerkie daar in die agtergrond is die Solitaire Emmanuel Church. Dit is voltooi in 1951 en dit word vandag nog gebruik as 'n NG kerkie deur daardie gemeente. Of jy nou hier wil kom oorslaap en of jy nou net in die verbyry is op pad Walvisbaai toe, of dalk in 'n ander rigting soos vlei of sesriem. Hier by Solitaire sal iets wees wat jou sal amuseer. Mense moet oppas dat hier nie 'n slang uitkom in plaas van 'n eekoring nie. En ons sê Kobaai vir Solitaire. Nou is die plek weer op sy eie, Solitaire. Baie dankie vir die kyk. Onthou om ons video's te deel met die vriende. Druk gerus like. Skryf asseblief in op die kanaal indien jy nog nie ingeskryf is nie. En ons sien vir die volgende week. To our English viewers, thank you very much. We'll see you next week. Remember to like and subscribe.